ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 395. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels. Daar's 3 van hulle, is A4 boeke, groot boeke, 500 bladsye dik. Dis in kleur, rooi en swart. Swart is wat die Bybel sê, rooi is wat ek verduidelik. En elke versgedeelte, dit begin by die 4 evangelies, daar's 3 boeke. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, boek 1, Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate, boek 2, dan Efese tot by die boek Hebreërs, dis 10 boeke, boek 3, ek is tans besig met boek 4. Sou u belangstel in enige een van daai boeke? Kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste nommer https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, dis uiters belangrik om by deel 1 te begin, anders sal jy nooit die volle waarheid weet nie. Dit is baie belangrik dat jy inteken op die kanaal, die YouTube kanaal, sodat jy ook die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur die kontak of die link vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblokpen en papier en 'n 33 Bybel, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vrede, vors, lelie van die dale, blink en morgenster, die eerste en die laaste, die roos van Sharon, Yafashua, die naam bo elke ander naam. Ek kan vanmôre elke bo-natuurlike titel noem wat u beslaan, wat geen keiser of koning of mens nog ooit gehad het nie. Maar die woord sê, en Jaffa Vader sê, ek sal hom 'n naam gee in die hemel. 'n naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua. Wat 'n voorreg. Die naam wat Satan en sy trawante en sy gevalle demoniese engele vrees. Dis die naam vanmôre waarin ons U wil aanbid. Die naam is 'n salwing vir ons. Die naam bly 'n salwing vir ons. Ek wil vanmôre baie dankie sê vir die voorreg dat ons dit in hierdie moderne tyd waarin ons leef mag ervaar het. Seën die woord vanmôre, Vader, en laat ons as Jafiste dan in hierdie oggenduur die grootheid van die voorreg besef wat ons het om U te mag bid en te aanbid in hierdie bo-natuurlike naam. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua. Die naam voor wie die knieë van die ongoddelike sal buig en bely dat U die meester is. Ons eer U daarvoor. In die naam Yafashua. Elke Jafis sê halleluja. Halleluja. Prys die naam van Yafashua. As ek eers oor die name begin praat, as ek eers die naam, en dis wat die Satan en sy demone vrees, en die NAR agente en die ouens en die Bybelvertalers en hulle vrees hierdie naam al vir soveel eeue. Hulle sidder en hulle beef wanneer hulle dit hoor. Die Bybel sê die Satan
sidder en beef, sy demoniese magte. Wanneer die woord sê, en elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jahweh die meester is, dis vir die ongoddelikes, die bruid, ons buig vandag ons knie. Ons sê Openbaring 20 vers 4, gaan op trone sit, en die oordeel word aan ons gegee, gaan lees Openbaring 20 vers 4, en die wit troon oordeel, sit ons op die trone, ons is die jury, sê die woord. Ons sit op die trone en die oordeel word aan ons gegee. Ons buig voor geen troon nie. Ons is dan nou reeds konings, seuns en priesters. Hoe kan ons voor 'n troon gaan buig? Die ou wat wil gaan buig, maar moenie verwag ek moet saamgaan nie. Die woord sê ons gaan op die trone sit. Nou, ek het bietjie na die woord weer gekyk. Spreuke 21:16, 'n mens wat afdwaal van die pad van waarheid. Nou hierdie is ook 'n skrikwekkende gedeelte om te lees en dan ook te verstaan. Jy sal ook agterkom met koning Salomo se spreuke, partykeer is daar 2-3 rigtings wat die woord in kan gaan. En ek hou daarvan om elkeen van hulle met u te deel. Weet jy hoekom? Want dit verryk u geestelike lewe. Dis toch waaroor dit gaan. Dit gaan oor woordstudie, geestelike verryking. Dis wat dit oor gaan. Om die kennis op te doen. Om dit te hoor wat die gewone Bybelleser nie gewoonlik hoor nie. En baie keer wat ons as Jahwiste totaal mis. 'n Mens wat afdwaal van die pad van verstand. Wat is die pad van die verstand? Wat is die verstand? Dis my sielsdimensie. Wat bepaal hierdie sielsdimensie? Dit wat hier aangaan, omdat die Bybel sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig, gebeur dit hierso. Dit bepaal my posisie in Jahweh. Dit bepaal die ewige lewe in Jahweh. Nou moet jy hom so lees. 'n Mens, dis mans en vrouens, wat afdwaal van die pad van die verstand, wat verval het as 'n Jahwis. Ja, kyk wat staan daar. 'n Mens wat afdwaal van die pad, ek wil sê die weg van die verstand, die ewige lewe, my lewende sielsdimensie. 'n Mens wat afdwaal van die pad of die weg van die bonatuurlike bloed van Jahweh. Dit is so, ons het Jahwiste gekry wat gebackslide het, wat teruggekeer het na die Baalname toe. Weet jy wat? Jy gaan nooit vir Jahweh sê en nie geweet nie. Die Bybel vergelyk sulke mense met 'n hond. Hy sê soos 'n brak, 'n hond wat na sy eie kotsel toe gaan, plain Afrikaans. Uitbraaksel verstaan almal nie. Maar as jy vir 'n ou sê jy het gekots, dan weet jy waarvan ek praat. 'n Hond wat sy eie kotsel gaan eet. Hy sê so is dit. Ek stel dit op die ergste dat jy verstaan, man. 'n Mens, 'n man en 'n vrou, 'n Jahwis wat afdwaal van die pad van die ewige lewe, wat gefunksioneer het in die bonatuurlike genadebloed van Jahweh. Maar wat hulle ore uitgeleen het vir internet geselskapies en menslike grappies en teruggeval het in sonde in. En die oomblik as hulle in die sonde terugval, dan gee hulle die evangelie die skuld. Hy sê, hier's 'n veroordeling in hierdie skrif, hier's 'n veroordeling. 'n Mens wat afdwaal van die pad, met ander woorde, ons as Jahwiste moet luister hierna, ons moet waak en bid. Ons moet vasstaan, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie ander mense, dis 'n ander ou wat kom en sê, kom ek bietjie arm druk met jou nie. Nee. Dis teen die bose magte in die lig hierso. Is teenoor elke een van ons. Weet jy wat?
Ek gaan in Engels sê, Satan got your number. As jy 'n Jafis is jou nommer reg bo in sy boekie. En hy sê vir sy demone, van hulle production meeting het in die oggend, dan sê hy, gaan vir daai Jafis, met alles vandag. Stuur die seksiese vroumense in sy lewe in. Stuur die een, doen dit. Stuur die mooiste ou in haar lewe in. Kry hom om te val, kry hom. Veroorsaak twis in sy huis, in haar huis, in 'n familie, in hulle huwelik. Doen alles wat moontlik. Want hy wil hê, jy moet soos hond terugkeer na jou uitbraaksel toe. En daar gaan vreed. 'n Mens of 'n Jafis wat afdwaal van die pad van die bo-natuurlike evangelie van Jafashua, sal in die vergadering van die skimme, kyk my vingers, die skimme van die sonde en die ongeregtigheid en die vernietigheid van die dood rus. Kyk wat sê hy. 'n Mens, 'n Jafis wat afgedwaal het van die pad van die ewige lewe in die bo-natuurlike geopenbaard van Jafashua, sal in die vergadering van die skimme is demone, is gevalle engele, is Satan homself, die vader van die leuns en van die dood. Daar staan dit, hy sal daarin rus. So wat gebeur? Jy gaan rus vir 'n tyd lank voor die wit troon oordeel. En daarna gaan jy saam met Satan in die hel brand vir ewig en altyd. Ek kan dit nie anders stel nie. Hierdie woord lees so duidelik. Ek en u het nodig, en ek gaan dit nou sê, want ek ervaar dit in die roog. Ek en u, as Jafiste, mans en vrouens, ek en u het nodig om elke dag voorraadopname te vat. Wanneer ek in die aand na ek my stilte tyd gehou het, en mammy gaan slaap, of papi gaan slaap, raak aan die slaap, gee 'n rukkie vir jouself tyd om geestelike voorraadopname te doen van wat in die dag plaasgevind het. Dalk op 'n onskuldige manier het jy dalk die deur oopgemaak, sonder dat jy dit self besef het. Want die Satan kom soos die engel van die lig. En dis hoekom die Bybel sê, toets elke gees, met 'n klein g. Toets elke gees of persoon, of hulle van Jafashua is. Net so. Net jou. 'n Mens wat afdwaal van die pad van die ewige lewe, van die verstand, die sielsdimensie. Kyk hoe val alles in mekaar. Kan u die beeldspraak lees wat daar staan? Die goed wat ek vir jou noem is beeldspraak. Ons lees die goed en ons hardloop oor dit en ons sien dit nie. Maar die mens is vir my elke Jafis. Die aanslag van Satan is teen elke Jafis familie. Die aanslag van Satan is teen elke Jafistiese besigheid. Die aanslag van Satan is teen elke Jafistiese huishouding. Hy probeer jou kinders rebels maak. Onnodig vure aansteek tussen jou en jou vrou. Dit is so uiters belangrik. 'n Jafis wat afdwaal van die pad van die bo-natuurlike evangelie in die bo-natuurlike geopenbaarde name van Jafashua in die Ruach HaKodesh, sal in die vergadering van die skimme rus, sê die woord.
Ek lees om vir jou sonne iets daar. Die skimme is die dood. Die skimme is die doderyk. Dis waar hulle is. Dis waar hulle eindbestemming is. Die doderyk. Ek loof Jaffa dat ons vanmôre Jafashua ken in die krag van sy opstanding. Hy het opgestaan uit die doderykheid. Hy weet wat daar is. Koning Salomo skryf en hy waarsku, hy wat dit skryf eeue terug, waarsku u en my in hierdie moderne eeu vandag. Pas op vir die internet. Hier lê die dood in. Want hulle kom met leuns en dinge van die dood. En hulle laat dit klink soos die ewige lewe. En daarom sê die woord, toets elke gees en maak seker of dit van Jaffa, ons Vader is. Ek wil hê jy moet Spreuke 21:16 vat en vir 'n bietjie u eie studie rondom dit maak. Met dit wat u nou gehoor het vanmôre, doen 'n bietjie jou eie studie. Kyk hoe gee Jaffa, vat hom en trek hom uitmekaar uit, maak notas, woord vir woord vir woord. Nou ja, soos die naweek alweer op ons, kan ons dit verduidelik. Dank Vader vir die week se boodskappe wat deurgekom het, wat hy ons elke môre gevoed het in die Engels en die Afrikaans en die Engelse ontbyte, met die bonatuurlike genade en sy vrede en sy heerlikheid. En dis hoekom jy kan hoor, my stem is so 'n bietjie hoeserig wanneer ek by die tyd van die aand kom. Maar aan Jaffa al die eer, al die eer, al die eer, al die eer. U moet hierdie naweek die tyd wyslik gebruik. Om te kyk of u nie iewerste 'n saadjie kan plant nie. En iemand net nuuskierig maak nie. Tot maandag, as dit Vader se wil is, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.